Jaak, ek ervaar die Here kom met verskriklike dynamic krag binne in jou, soos wat hy vir Samson gegee het. Hy het gesê, daar gaan areas en tye in jou lewe kom vorentoe. Maar God sê, jy gaan na dit kyk en sê, maar Here, ek weet nie hoe nie. En die Here gaan jou herinner aan hierdie woord hier vandag. Dan sê, my krag binne in jou is baie groter as jy wat op jou eie wil doen. So wanneer die lewe kom, wanneer hy sy houe en sy swaai, herinner die lewe aan die volgende. Herinner die duiwel aan die volgende. God se krag binne in my is baie sterker as die krag buitekant. En mag sy gees jou vandag vul en daai krag vat, soos jy daai beautiful gesin van jou, waar is hulle nou? Hier's hulle. Lei. Dit beter as 'n pa. Daai stand maak in sy huis as die strong man nie. Ons doop jou vandag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons gee vir elkeen so 'n botteltjie water. Dis doodgewone munisipale water. Maar is net 'n herinnering van vandag en die besluit en wat hulle gemaak het. Waar is die res van almal? 'n hele gesin. My kinders staan julle eers een kant toe. Is pa Werner en ma Erlien se eerste beer. En mag die Here so goue lint vat. En julle so as 'n gesin bymekaar trek en hom al stywer en stywer trek. En mag daai goud sy liefde wees wat julle net bymekaar trek. En die Here wat sê, Werner, is dit Werner, né? Pa, die man van die huis, die een wat die gesin bymekaar trek. En ek sien 'n huis wat so fortified raak soos 'n kasteel wat die Here sê, ek bou vandag 'n muur rondom julle. En die krag van die duiwel gaan hom nie oorwin nie. En soms is jy bekommerd oor hierdie twee en jy moet. En jy dink, dis 'n lig wat omgeval het, nie waar nie. En jy moet, want hy is jonk en hy lyk of hy vol energie is en sy is mooi en daar's baie ouetjies wat vandag gaan wil hou. Maar God sê, ek gaan jou sterk maak en ek gaan jou nuwe oë gee om na die wêreld te kyk, omdat jy kies vandag om my te dien saam met jou gesin. Arlien, die Here kom en hy gaan vir jou 'n groter hart gee. Hy gaan jou hart net al groter maak, want jy sê, Here, hoe kan ek al hierdie mense lief hê? Die Here sê, nie waar nie, ek gaan jou kapasiteit verhoog. En ek sien jou huis vol kinders die hele tyd, bring julle baie maatjies huis toe. Waar is hy? Waar is die ander enetjie? Kom hier! Staan nie. Geef vir ouma die foon. Jy is nog te jonk, jy gaan nie hierdie ding verstaan, jy is reg, laat sy op die regte tyd. Kom sit hier so. Hoe vas is hy se hand? Moet nie die inval nie. Sit daar. En die Here julle gaan saamtrek en jou hart 'n groter kapasiteit gee vir liefde. So ons doop julle twee eerste in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Alright, Werner. Dis wat die skrif sê, hy wat gedoop is, kan doop. En mag die geestelike autoriteit wat jy in Ethan se lewe het, begin oorspoel. 'n Pa gee aan sy seun identiteit. 'n Pa gee aan sy dogter 'n waardesisteem. 'n Ma gee aan haar seun emosie. Want sonder ma's word ons te hard groot. 'n Ma gee aan haar dogter identiteit. Mag julle daai rolle so vervul in die manier hoe julle met hom leef. En Ethan, jy lyk soos 'n populêre ou, is jy? Jy het die look. Jy het alles. Daar's een ding wat jy nooit moet vergeet nie. Onthou dat dit altyd oor Jesus gaan.
En wanneer jy hom altyd deel eerste in jou lewe sit, sê hy, gaan ek jou hoogtes vat waar jy nie gedink het jy ooit sal wees nie. Die Here stuur sukses na jou toe, maar hy stuur dit deur sy seun Jesus Christus. Okay? So as jy hom vat en hom deel maak van hom, as jy hom alleen probeer, gaan die lewe, hy gaan nie lank hou nie. Die Here sê, maar as jy my deel maak van hom, gaan ek 'n legacy in jou lewe los en jy gaan 'n oupa word wat terugkyk na jou kleinkinders. Jy gaan sê, kan dit waar wees? En die Here sê, ja, en als vandag begin hierso in jou lewe, Ethan. So hou die Here naby aan jou. Van daai Psalm 121, hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Hou dit by die Here. Loop saam met die Here, okay? Wie sê? Hom en verskriklik lief vir hom. Jy is my alles, my seun. Right, Ethan, so, ek en jou pa gaan jou nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom, mama. Olivia, ek beleef net hoe ongelooflik gebless jy is, hoe geseënd jy is in die verhouding wat jy het met jou ma. En man, dit is so awesome om saam met jou ma en jou pa die Here te kan dien. En dit maak nie saak, soos ons nou daar binne gepraat het, maak nie saak wat kom nie. Die naam van Jesus is bo alle name. Daar's nie 'n naam wat bo Jesus is nie. Jesus is die naam bo alle name. En daarom kan ons elke dag dit vat. En jy doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En mag die Here julle ryklik seën in die pad vers waarmee julle stap. Ek sien uit na die toekoms. Kyk, kan maar weer na ouma toe gaan. Karin, ek sien jou hoe jy so tussen 'n klomp blomme gaan lê en opkyk in die hemel en die styfmeel oral op jou arms val en so die Here sê, ek oorlaai jou vol van die vreugde en die reuk van blomme en die tyding van 'n seisoen wat verander. Die lente. Oktober die mooiste maand. Die Here sê, ek sit jou binne in 'n purple spot. Sodat jou lewe kan straal van sy liefde. Want daar was harde en moeilike tye gewees. En daar's tye wat seer gemaak het en daar's letsels en hale op jou rug. En God sê ek verander dit. Van vandag af vorentoe. Sodat die voorsiening daar sal wees vir alles wat jy nodig het, finansiëel, emosioneel, fisies, elke moontlike kapasiteit. Dit wat jy in jou binnekamer bid, is joune. Ons doop jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar's 'n gedeelte wat sê ons lewens is 'n opoffering en is soos wierook in die tempel wat opstyg na die Vader toe wat 'n soet reuk in sy neus is. En hoe reuk 'n mens opgewonde maak? Jy verby 'n rioolsite gery. Nee. Jy draai die vensters toe en sit die aircon na binne toe en maak, jy weet, vars lig asseblief in my neus. Het jy al verby 'n bakkery gery terwyl jy honger is? Ja. En die Here sê, Jovan, ek gaan jou 'n sweet fragrance maak vir die Here. Mense gaan agter jou aanloop en dit van jou begin ruik en begin sê, jy's maar iets ruik anders aan hom. Hy het so bietjie geruik soos daai dreinpyp. Want as goed wat jy in jou verlede gedoen het, waaroor jy nie trots is nie. Which is okay, ek ken jou nie, dis maar wat ek dink.
En die Here sê, ek het skoongemaak en ek het nuut gekom. En ek maak 'n reukoffer uit jou lewe uit, wat opstyg na die Vader toe, en God dans en hy lag oor jou lewe. En die gedagte wat jy gedink het, dat hy 'n kwaai oom is, sê hy, kom verander het. Skree uit oor jou lewe, Johan, I love you. Jy maak my bly, jy maak my trots, en lewe daarvolgens. Dit wat jy doen, die manier hoe jy beweeg, laat die Here smaal oor jou lewe. Just keep living it out, and be blessed. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Caroline, jy's gretig om gedoop te word. Tread wisely. Asof die Here sê, wees versigtig in die manier hoe jy in hardloop, en is nie nou net oor hierdie nie. Dit was nou net 'n bevestiging. Die Here sê, die Here het my gesê, die volgende persoon sê net vir hulle stadig. En toe is dit nou. En vra die Heilige Gees om jou te lei binne in dit, want hy sê, ek wil graag. En God sê vir jou, Caroline, as jy binne die omstandighede en binne situasies in die lewe instap, laat hom toe om deur sy Gees vir jou leiding te gee, sodat jy kan begin doen dit wat hy binne in jou hart opgesit het. En soms hardloop jy deur die lewe en jy dink en jy kyk terug en jy sê, ek moes daai ene dalk anders hanteer het, ek moes versigtiger gewees het, ek moes daai nie. Ek weet nie of jy dit oorkom nie, maar ek sien hom by jou. Jy praat partykeer woorde, né? En dan wens jy kan hulle so injaag en sê, weer 'n bietjie opeet, want hulle het te vinnig geloop en hulle is nie reg nie. En mag die Gees jou lei in God, sodat jy 'n kragtige instrument binne in sy hand kan wees. Ja, ek moet net by Janie aansluit. In die verlede het jy uit jou eie krag uit, jou eie verstand, jou eie wil, het jy goed gedoen, jy het dit gechase. Die Here sê, gee hom nou 'n kans. Gee hom nou 'n kans. OK. Ons gaan jou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Stadig nou. Ergens was daar 'n boot wat in die golwe so gevloei het en die Here sê, Louis, ek gaan jou stable maak. Ek gaan die omstandighede rondom jou stil maak, asof die Here vandag die volgende sê, ek maak die storms om jou stil, sodat stabiliteit jou deel sal wees. En ek som jou op as 'n ou wat lyk of hy baie strategies en struktuur in sy lewe het. Maar die lewe het goed kom die mekaar gooi. En in dit het jy gevra, Here, sien U nie raak nie. En God verklaar oor jou lewe, ek sien dit my kind. Ek sien dit. Maar ek gaan die storms stil maak in jou lewe. En jy gaan terugsit en jy gesê, hoe kan dit wees? En God sê, ek het autoriteit oor alles, Louis. Ek het autoriteit oor jou, ek het autoriteit oor die omstandighede om jou. Maar omdat jy vandag kies en omdat jy vandag hier staan, sê God, gaan ek dit soveel meer deur jou begin doen. En in daai stilte en in daai tyd, bou daai boot groter. Hoe groter die boot, hoe makliker hardloop hy deur die storms. Hoe wat maak vir jou sin? Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Is jou sussie hierso? Okay. Ek beleef net hoe jy altyd die sagte ene was. Jy's die vredemaker. Jy probeer net vrede maak altyd. Jy hou nie van beklei nie. En dis awesome. Dis awesome.
Maar ek beleef net hoe die Heilige Gees vir my sê, ek moet vir jou sê dat begin baie meer staat maak op sy wysheid, begin staat maak op sy tegniek in jou lewe. Dan gaan jy nie meer voel soos 'n slaansakkie, maar jy gaan 'n vrede na situasies toe bring wat net amazing is. Here trek jou vorentoe, jy was altyd laaste in die ry, sê, is tyd bietjie Jessica dat jy voorkom staan, okay? So hou op weggryp agtertoe, loop vorentoe. Ons doop jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hey, Jack. Hierdie ou kry dit reg as die kerk so vol is om hom stampvol te maak. Hy is die busbestuurder. Jack en sy span wat saam met Henning is, weet veral plekke aanwys in die eerste gesig wat jy sien. En die Here kom en dan is dit asof hy vir my sê ek gaan soos facial reconstruction op jou bring, Jack. Die smaal wat jy het, ek sien die Here drade hier binne in jou sit en onder narkose en hy trek hulle nog verder sodat jy nog 'n groter smaal kan hê. Die Here sê, en dit sê vir my, ek gaan 'n stuk joy in jou release. En die donkerte gaan dit nie meer kan oorwin nie. En die vreugde wat uit jou uitstraal, gaan die lig vir die wêreld wees. So weet wat, lag. En mag die aansteeklikheid van hierdie alles vreugde gee aan die lewe, eer gee aan die Here. En hy mense tot bekering bring deur wie hy jou gemaak het, met jou persoonlikheid, met jou menswees, jou sagte hart wat jy het, die omgee wat jy het, want jy is verskriklik lief vir mense. En God sê, ek gaan die vriendelikheid aansteeklik maak, die manier hoe jy lief is vir mense. Jy verkoop iets. Van vandag af, dis wat die Here in jou lewe wil kom inbou. Sonder om 'n woord te sê, gaan jy Jesus verkoop. Net jou presence, net mense gaan na jou kyk en sê, maar I need that, I want that. Ek is ongelooflik opgewonde oor wat in jou lewe aangaan. Maar van vandag af is jy regtig 'n verkoopsman vir Jesus. Ek weet dit klink simpel, maar net jou presence en hou die Heilige Gees konstant in jou lewe. En dit is nie uit jou eie krag nie, dis uit hom. Maar jy gaan nou Jesus verkoop. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vrede en seën, Isabella, is jou deel. Vrede en seën. Vrede waar jy nooit seën beleef het nie, en seën waar jy nooit vrede gehad het nie. En daai ding, wat ook al daai ding was, sê die Here, vrede en seën. Vergewe, maar klaar, los hom. Ek ken jou glad nie, ek weet nie wat dit is nie. Of vrede en seën, is die twee woorde wat die Here vandag oor jou lewe uitskree. En geliefde kind, mag jy vrede beleef en mag die seën van die Here joune wees. Vergewe hom soos Jesus jou vergewe het. Nou moeilik dit ook al mag wees, en onthou jy gaan nie vergeet nie. Die Bybel sê nooit vergeet nie, maar sê vergewe sodat jy God se seën kan beleef. Isabella, ek wil hê jy moet beleef hoe Jesus jou baie styf kom druk teen hom vas. Dis verby. Dis verby. Maar ek wil hê jy moet sy vreugde beleef. Ons het nou gesê, vandag is dit, ons begrawe ou mens, kom op, nuwe mens, saam met Jesus Christus. Ons doop jou, Isabella, in naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees.
soms sien mense jou mis. Voel of jy in 'n crowd staan en skree en dan kyk mense jou mis. En iets binne in jou het al woorde vir jou gefluister wat nie waar is nie. En iets binne in jou gemaak het jy gedink het, dalk moet ek nie, dalk moet ek wegkruip, dalk moet ek weghardloop, dalk moet ek soms alles net eindig. Die duiwel se leuen oor jou lewe, Dawid. God sê, ek kies jou, soos ek my jong man Dawid in die Bybel kies. Jy moet daar jong David gaan kyk. OK, het jy al gekyk? Ja, gaan kyk het. Dit is al wat ek vir jou verder wil sê, gaan kyk het. God sê, ek skree het uit oor jou lewe, ek gaan jou uithaal en jou so uitlig bo die res van die wêreld. Ek gaan nuwe gedagtes binne in jou kop sit, sodat jy kan heers. Heel eerste oor jou eie lewe. En as jy kan heers oor jou eie lewe, dan kan jy alles oorkom. Dan kom heers in jou huwelik, jy is nog nie getroud nie, né? Ja, jy lyk te jonk, hoe oud is jy nou? 17, ja nee, asseblief, wag. Dan gaan jy heers oor jou huwelik, en dan kan jy heers oor jou kinders, en God se waarheid deur dit alles vloei. OK, ons doop jou in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Simonai en Madeleine se maandogter. Restaurasie is wat die Here besig is met julle en in julle binnekring. Dit is net die Here wat net sê, ek gaan restaureer, ek gaan regmaak, ek gaan nuut maak. In die tyd wat kom, kies die nuwe. Simonai. Die Here het jou baie slim gemaak. Hy het jou 'n intelleksie gegee bo die res van mense om jou. Maar die wêreld wil kom sê dat jy dit nie is nie. Ek weet nie of jy jouself elke nou en dan sien en jy dink, ek verstaan nie, mense verstaan my nie. Dan sê God, omdat ek jou spesiaal gemaak het, you're just not an average girl. So moet jouself nooit average sien nie, moet ook nooit laat mense average oor jou uitspreek nie. Jy's baie uniek in die manier hoe jy dink en die manier hoe jy goed sien. En dis 'n gawe wat die Here vir jou gegee het. So byt vas, hoe oud is jy nou? 15. Die Here sê, byt net vas en onthou in hierdie woord, Op 'n stadium as jy groot mense, jy gaan in daai wêreld ingaan van volwassenheid, sê God, gaan ek hierdie goeders openbaar aan jou. En maar jy gaan terugstaan en gaan sê, is jy my dogter? En die trotsheid gaan God jou hart so laat oorloop. Omdat jy kies om saam met Jesus die pad te stap. It's not gonna be easy, beloof jou. Jy gaan klippe kou. Want die Here gaan jou sterk tande gee, okay? Ons doop julle eers vir ma. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek wil net by hom aansluit, maar ek beleef, julle is by die beginpunt, soos daai game Monopoly, dan is daar 'n beginpunt en dan gaan julle, maar julle as familie en vriendekring, moet regtig nou by die Heilige Gees gaan sit en sê, hoe lyk ons nuwe begin? Hoe lyk ons pad vorentoe? Nie soos wat ons wil nie, maar soos wat U wil. Want julle is nou by 'n nuwe plek. So alles wat julle nou doen, alles wat julle besluit, die rigting om in te gaan, hoor by die Heilige Gees, presies wat is daai rigting. Jy het al goed gesien op YouTube, wat hulle so aan jou bene sit, wat jou 'n spring gee, en dan begin hardloop so met daai mechanical bene. Here sê, ek gaan jou net, ek gaan jou spoed gee. Jy spoed gee in die lewe, ek gaan krag in jou bene sit. En ek sien hoe jy spring, ek weet nie boor slote, ek weet nie wat die slote beteken in die lewe nie. Asof mense vir jou lokvalle stel, of jy gereeld voel, iemand doen iets aan jou en dis nie regverdig nie. En asof die wêreld in jou gedagtes, of die duiwel of mense,
Probeer om lokvalle voor jou te stel. En die Here sê, van vandag af, ek gaan op jou bene gee, geboor het spring man. Jy gaan terugkyk en jy gaan vir hulle lag. En God sê, omdat jy my kies, Fani, moet jy my kies. Maar kies dit op sy manier, né? Met sy beginsels. En as jy sy beginsels so deel maak van jou lewe, gaan dit jou deel wees. Ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Oud ben en baie energie. Irene, jy moet hom indruk. Daai energie, Hannes. Dis aan die Het jy net hierdie oomblik kan onthou, Lizandi. Dis okay. Dis okay om te huil. Emosie raak deel van ons. Daar's iets wat krap, Lizandi. Dis iets wat krap in die verlede is. Dis iets wat soos 'n vishoek, maar is in jou mond nie, is ergens in jou rug, het iemand iets ingehaak, en dit trek jy die hele tyd terug. En God sê, ek kom vandag en ek kom al uit, en ek sny dit af, en ek maak die ankers los in die lewe wat jou teruggehou het. Want ek dink dit wat hy vir jou beplan het, en dit wat jy nie vorentoe in die toekoms al wou gedoen het, is soveel keer teruggetrek deur die individu wat daai ding vashou. God sê, kom breek daai bande vandag in Jesus naam oor jou lewe, hoor jy? Breek dit. Sodat jy ten volle en vry mag lewe. Okay. Dis aan die ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek wil net gou vir jou sê, die Here sê, hy het elke gebed gehoor wat jy gebid het. Elke keer as jy gehuil het, elke keer as jy gevra het, elke keer as jy gesmeek het, gesoebat het, die Here is nie doof nie, hy hoor jou. Okay? Hy hoor jou. Ja, ek weet nie, Wayne, die instap sê die Here, hier kom 'n boerseun na my hart. God lag vir jou, hy lag saam met jou. In die manier, wat se werk doen jy? In jou auto-elektrician werk wat jy doen, is weer my sê, hy lag oor die manier hoe jy goed doen, hoe jy goed aan mekaar sit, jou presisie, hoe jy jou werk doen. Die Here sê, dit gaan deel wees van die sukses, is die manier hoe jy sy excellence intrek binne in jou lewe, en so ook in die res van jou mense. Waar's jou mense? Jou mense. Ek sien mense om jou. Is jy getroud? Jy gaan 'n vrou binnekort ontmoet. En jou kinders, jy gaan binnekort kinders kry. God sê, as jy dit deel maak, gaan hy mense om jou sit, en jy gaan 'n groepering mense om jou bymekaar maak. Jy gaan so stap, en soos 'n boer sy koringare so vat, net sy opbrengs, sê die Here, gaan ek die opbrengs wat uit jou hart uitkom, gaan so in jy vat, en jy gaan so sê, ja, is myne, my mense. Want God se guns en sy vreugde straal uit oor jou lewe. So just keep going. Doen wat jy doen. Doen alles volgens God se manier. Hy is met jou en lief jou. Ons gaan ook nou doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Grys area. So Zelda, dis ek sien 'n weet 'n grys daai wanneer jy in die oggend opstaan en so 'n mif wolke wat oral hang. Die Here sê ek stuur 'n wind om hulle so te kom oopwaai sodat God se sonstrale so kan deur dit kan skyn. En hy sê ook enough is enough. Die donker wolke se tyd is besig om weg te gaan en God maak die hemele oop bo jou lewe en laat straal die sonskyn. Jy voel daai strale warm op jou lyf van te lank koud kry. En die grys tyd's verby. Jy weet wat dit is. Ek weet nie wat dit is nie. Ek hoop dit maak ook sin.
God sê die grys donker wolke se tyd is klaar. Okay. Oorwinning in Jesus naam is joune. Sê weer naam. Suzel. Vandag doop ons jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En God spreek ook en hy sê, was never a mistake. Soms het jy na jou naam gekyk en gewonder, is ek die fout? En God sê, nooit. Maak jy die fout oor jou lewe en hy juig oor jou. Okay. In Jesus naam. Gee jy skool? Wat doen jy vir 'n lewe? Kinders, want die Here sê kinders, en hy het jou die gawe gegee om met hierdie hande van jou en kinders te raak en kinders te vat, en daar's 'n liefde in jou hart vir kinders. En as dit nie was nie, begin dit doen. God sê ek het 'n gawe binne in jou losgemaak om sy liefde prakties te maak op 'n klein vlak. Moenie weghardloop van dit nie. Moenie bang wees vir die snotneusies wat hier om jou kom nie. God sê ek stuur dit na jou toe. En hy gaan jou daai vlerke van 'n hoender gee, en jy weet soos 'n moederhen, hulle soek mekaar maak, en die Here sê hier's 'n moederhen, maak hulle mekaar sodat kinders sy liefde deur jou lewe kan sien. Okay. Werk met dit binne in jou. Okay, so ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Timothy, die Heilige Gees sê, well done, that you have responded to his calling. Weet jy, wat is jou skepingsdoel? As jy nie weet wat jou skepingsdoel nie, dan is dit nou tyd dat jy in die Heilige Gees begin daaroor gesels. En dis my gebed vandag vir jou, is dat jy jou skepingsdoel gaan ontdek. Hy het geroep, jy was gehoorsaam, and is going to honor you with that. Maar vind uit wat jou skepingsdoel. Want die Here het iets kragtiglik vir jou. He wants to take you places waar jy nie dink is moontlik nie. Timothy, ons doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Loop wys, want die mense wat agter jou loop, gaan loop waar jy loop. So maak seker jy lei hulle mooi. Okay. Stefan, terwyl ek hier daar sien, sê die Here vir my, jy dink die spanner is in die works. Ken jy daai gesegde? Het jy al aan 'n engine gewerk? Het jy al 'n spanner daar laat afval? En dan gewonder, hoe die hel gaan ek hom hier uitkry? Die Here sê, vandag het hy so 'n lang armpie wat hy vir jou gee met sulke knypers, en hy haal die spanner uit die works uit, sodat jy kan aangaan met dit wat jy moet doen. Right? Stefan, ek sien jou as 'n herder, en ek dink op Psalm 23 sê die Here is my herder, maar nou, die boodskap vir jou is juist die herder vir jou gesin. En 'n herder in daai tyd het voorgeloop, 'n skaapwagter jaag die skape aan, maar 'n herder loop voor. So dis jou beurt nou om voor te loop, nie net vir jou en jou kinders nie, maar vir almal om jou en saam met jou. So vat daai woord en stap voor en lei hulle en wees koning, priester, profeet van jou huis. Neem jy doop as jy nou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
Karen, daar's sorry, ek wil dit nie met julle deel nie. So Karen, doop jou nou vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ja, kom. Kom, sorry, gooi ek 'n lap in jou. Dis nie meer wel. Here, die Here gaan jou laat uitstyg. Sien hoe jy op 'n platform sit en die hydraulics jou oplig en mense skielik na jou kyk. Iets wat jy gaan doen, iets wat in die toekoms lê, sê die Here, Gerda, ek gaan jou oplig. So asof jy op sy hand staan, hy gaan jou so vat en jou so oplig. En die ligte gaan op jou skyn. En jy gaan sê, ek's bang vir mense, en die sweet, en die angs, en alles van voor mense. God sê, mag jy genoeg krag gee, om te sê wat jy moet sê op die platform. En dit wat jy sê, gaan tot mense se harte spreek en lewe losmaak aan hulle. So hou jou platforms dop, ek weet nie wat sy platforms jy staan nie. En die Here sê, hy is die center, nie jy nie. As jy op sy krag staat maak, he's gonna make you shine. Dus doop jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As so 'n stoute skelm trappie altyd daar, sorry. Ek weet dis Andrew. Backactor is besig om so te grawe, en hy grawe 'n diep fondasie, Andrew. Dit vat tyd. En die Here sê, maar om op bedrock te kom, om te bou verder op hierdie huis, gaan hy grawe en hy gaan werk. En is asof die Here met groundworks besig is met jou. En is oké, laat toe dat die Here die groundworks in jou lewe doen. Hoe dieper hy grawe, hoe hoër kan hy bou. Soms is die groundworks nie lekker nie, en soms maak die groundworks seer, maar vind vrede daarin en byt pas. Die wêreld gaan kleurvol raak vir jou vorentoe. God het baie planne met jou lewe, oké? Die duiwel het gekom, gesteel, geslag, verwoes, opgeneuk van 'n kant af. Al lê skerwe agter jou. Doesn't matter. Die vanaf gaan ons vorentoe en God sê, is my seun, ek's lief vir jou, Andrew. Okay? En laat toe dat die Here die fondasie grawe en hom bou in jou lewe. Hy wat sy lewe, ou stukkie, die wyse man bou sy, hy is op die rots. Die dwaase bou hom op die sand. Laat toe, laat God jou lewe op die rots bou. Okay? Ons doop jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Nog geen nou even. Wat is daar een? Tim en Nicole. Weer eens. Pa en ma, as julle die Here kies. Die Here begin belyn alles, want weet, waar's my vrou? As ek skrifverwysing soek, het ek haar altyd nodig. Vrou. Sy badkamer toe. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Yeshua, vers 79. Sy sê, hey Siri. Dis weer sê, hey, as jy kies, en jy jou fondasie reg bou. Timothy, en God kom en hy gaan hy fondasie sterk maak. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En die Here gaan julle kinders in daai wake laat intrek, en ek sien 'n motorboot wat besig is om te ry, en jy's besig om te bestuur, en elkeen van hulle het 'n tou waarmee hulle besig is om te ski. En hulle ski in die energie wat jy as 'n pa losmaak, en ma staan agterop en neem foto's. En die doel van die foto's is die heerlikheid van God wat ook hom die eer gee vir alles wat gebeur binne in ons wake agtertoe. Mag julle huisgesin so vol word van liefde van hierdie pad af vorentoe. Mag selfbeheersing joune word. Mag jou hart groei in die manier hoe jy liefde ervaar. Ondersteun hom. Hy het jou nodig. Beskerm hulle. Hulle het jou nodig. So Timothy en Nicole, ons doop julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nella, daar's 'n groepering, ek moet nou die woord reg gebruik, bejaardes/ou mense, wat nie kan wag dat jy meer deel raak en opstaan van hulle lewens nie. En asof die Here sê dat in die laaste fase van mense se lewens, gaan hy jou bless om vrede en 'n blessing vir hulle te wees. So ek is nie seker waar jy deel van is nie. Maar moenie bang wees om by terminale mense in te stap nie. Moenie bang wees om tussen hulle te beweeg nie, want God sê ek het hoop en wysheid en geestelike ewige genesing in jou vingers gesit. En soos jy aan hulle vat, gaan hulle God ontdek deur jou, Nella. En hom dien. Wees daai instrument in sy hande. So ons doop jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
en jy's omring met blomme en jy voel dis so mooi. Ek wens altyd my lewe kan wees so vol blomme hier om my. Né? Dis 'n sê ding wat ek gehoor het, en ek moet hom mooi in Engels onthou. Ek weet nie, die Here bring hom nou hiernatoe. The sweet fragrance is the humble sacrifice of the flower that it gives to the boot that just stepped on it. Okay. Do we need to say more? En bly die vreugde afgee. En mag die voete wat op jou trap jou nooit verpletter nie. Mag dit jou nooit doodmaak nie. Maar laat jy altyd weer opstaan en mag jy daai sweet fragrance vir die wêreld gee. En almal wat in jou skuur, almal wat in jou vasdruk, mag just pollinate the world. Jy weet hom. So ons gaan jou nou doop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees.